Vanaand moet julle, ek wil sê, vasgordel. Vanaand moet julle oplet en wakker wees. Die preek het nie die standaard vorm van die preek nie. Daar is nie een enkele teksgedeelte nie. Inteendeel werk ons met een tema wat vanaf Genesis reg deur die Bybel voorkom. En dit is ons tema, die Here se woorde, die Here se belofte, ek is by jou. En so is ons eerste vers, die eerste keer wat ek dit kon kry in die Bybel, wat Google dit kon kry, wat ChatGPT dit kon kry, wat die konkordansie, wat 'n naslaand boek is, dit kon kry, Genesis 26, vers 24. So reeds in die eerste boek in die Bybel, gee God die belofte, ek is by jou. Genesis 26, vers 24, en die nag toe hy daar kom, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, ek is die God van jou vader Abraham. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee, ter wille van my dienaar Abraham. Wanneer ons hierna kyk, is dit die woorde wat die Here gee aan Jakob. Jakob is dan nou een van die nageslagte van Abraham. Ons kry dan nou hierso vir Abraham, dan is sy seun, en ter wille van Abraham word hierdie belofte gegee. Dit word gegee aan Isak. Hierdie belofte aan Isak, die seun van Abraham, is baie belangrik. Want Isak is besig om 'n heenkome te soek. Isak is besig om tydens 'n tyd van hongersnood 'n plek te soek waar hy kan oorleef. En oral waar hy kom, wys hulle hom weg. Hy's nie welkom nie. En dan te midde van al hierdie kere wat hy probeer en plekke wat hy probeer om net te oorleef tydens die tyd van hongersnood, dan sê die Here vir hom, ek is by jou. Moenie moed opgee nie. Moenie bang word nie. Ek is by jou. Soos wat ek by Abraham was, so is ek by jou. Ter wille van Abraham sal ek jou ook ryklik seën. En dit is die eerste keer die belofte dan nou aan Isak. In 'n moeilike tyd van hongersnood, hierdie belofte. Dan gaan ons na die tweede keer toe, en dit is dan nou Genesis 28 vers 15. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Hierdie keer, juist dan nou aan Jakob. Ons het nou gegaan van Abraham na Isak, Isak se seun Jakob. En Jakob was in 'n baie moeilike tyd. Hy het sy broer bedrieg. Van vooraf geboorte, was Jakob en Esau aan die stoei. En hulle het gestoei oor die eersgebore. Wie word eerstegebore? En net voor hierdie gedeelte het Jakob homself vermom as sy broer, en hy het na sy pa toe gegaan, na Isak toe, en hy het by Isak die seun gekry van die eersgeborene. In daardie tyd was dit baie belangrik. In daardie tyd het die eersgebore seun 'n baie belangrike seëning gekry. Die eersgebore seun het die beste seëning gekry. Esau gaan huil by sy pa. Pa, het jy nie ook vir my 'n seëning nie? Want Jakob het die beste seëning gekry. En wanneer Esau wegstap van sy pa af, dan sweer hy beloof, wanneer hy sy broer in die hande kry, sal hy sy broer doodmaak. En Jakob vlug. Hy vlug vir sy lewe, hy los alles wat hy het, hy los almal wat hy het, en hy vlug. En terwyl hy besig is om te vlug, dan kry hy hierdie belofte. Ek is by jou. Het julle al ooit gevoel asof julle moet vlug van die eksamens, vlug van 'n dosent of 'n professor, vlug van 'n taak? Hier kry ons ook die belofte. Ek is by jou. Die volgende gedeelte, Eksodus 3 vers 12.
God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. Een van my persoonlike gunsteling gedeeltes in die Bybel, die roeping van Moses. Moses is besig om sy skoonpa se skape op te pas, en dan sien hy 'n bos wat brand. En hy is nuuskierig. En hy gaan nader aan hierdie bos en die Here praat vanuit die bos met hom. Maar die Here gee vir Moses 'n ondenkbare groot opdrag. Moses, los die skape, los die kudde van jou skoonpa, gaan na Egipte en gaan lei my volk uit Egipte uit. En eerstens het Moses verskonings. Wie is ek om na Farao toe te gaan? Ek kan nie goed praat nie, ek kan nie die volk gaan lei nie. Dan gee die Here vir hom hierdie belofte. Ek sal by jou wees. Watter mooi belofte. Watter belofte om hoop te gee, om moed te gee, om werklik waar die erkenning te gee, die taak is groot, die werk is uitdagend, om 'n hele volk te gaan lei, nadat hulle uit slawerny bevry word, menende, hulle is steeds slawe. Moses moes teenoor die hele Egipte gaan staan, teenoor die Farao, teenoor sy soldate, sy weermag, teenoor selfs sy eie volk wat vra, wie is jy en waar was jy en wie is jy dat ons na jou moet luister? Die Here gee hom die erkenning, die belofte. Ek sal by jou wees. Moses het gegaan. En daar was baie moeilike. Daar was baie uitdagings. Daar was 10 plaae. Daar moes 'n hele see geskei word. Maar deur dit alles was God by Moses gewees. In Deuteronomium 31 vers 6, aan die einde van Moses se lewe, nadat alle hierdie dinge gebeur het, kom die Here en kom Moses en kom die volk bymekaar en Moses spreek die volk toe. Die volgende leier word gekies en daar gebeur weer baie. Hulle is op die punt om die beloofde land in te gaan. Moses kan nie saam met hulle ingaan nie en dan sê hy, hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Hierdie volk op die punt om in die beloofde land in te gaan. Oorlog na oorlog wat voor lê. Hulle moet die land inneem. Dis nie 'n leë plek nie. Hulle moet stryd voer en oorlog voer om die land in te neem. Moses gaan nie saam met hulle gaan nie. Die afgelope omtrent 40 jaar het hy saam met hulle gestap en gebly en geleef en gewerk en nou op die grootste punt kan hy nie verder gaan nie. Maar hy sê vir hulle, hy gee vir hulle die belofte, God sal saam met hulle wees. Die Here sal hulle nie in die steek laat nie. Baie keer, dan laat mense ons ook in die steek. Baie keer is ons op die punt en ons het 'n studiemaat en ons gaan hierdie eksamen goed doen en dan op die einde, dan word ons alleen gelaat. Maar ons kry die belofte. God sal ons nie alleen laat nie. Al dop jou beste vriend en jy moet verder alleen gaan. Al moet jy alleen gaan en iemand mis, onthou die Here is by jou. So gee Moses hierdie woorde aan die volk. As hy klaar gepraat het met die volk, net 2 verse later, dan praat hy met Joshua. Joshua word aangestel as die volgende leier. So eerstens moet die volk hoor, God is by julle. En dan moet Joshua hoor, die nuwe leier, God is ook by hom. Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie, moenie bang wees nie, moenie skrik nie. Met môre en oormôre en hierdie week se eksamens,
Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie. Die Here sal saam met julle wees. Net soos wat Joshua hierdie belofte kry om die hele land in te neem, oorlog te gaan voer, maar hy het die belofte. God sal saam met hom wees. Dan hoor ons vanuit Joshua se perspektief weer hierdie belofte. Joshua 1 vers 5. Solank jy lewe sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Hierdie belofte aan Joshua is drievoudig gestel. Kyk mooi. Soos wat ek by Moses was, sal ek by jou wees. Joshua, kyk maar net terug. Kyk maar net terug in die verlede. Kyk na elke voorbeeld waar ek by Moses was. So sal ek by jou wees. Aan die einde van jou lewenstyd sal jy kan terugkyk oor jou lewe en jy sal elke plek kan sien waar ek by jou was. Tweede deel, ek sal jou nie in die steek laat. Goeie moderne taal, ek gaan jou nie drop nie. Derde keer, ek sal jou nie verlaat nie. Wanneer die hele wêreld jou verlaat, sal ek jou nie verlaat nie. Joshua kry hier dieselfde belofte net 'n paar verse verder in Joshua 1 vers 9. Ek self gee jou die opdrag. Dit is God wat praat. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Hierdie keer word meer gefokus op die negatiewe. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie. Daar is baie dinge in ons lewens wat ons gaan probeer skrik maak. 'n Kwaai dosent, 'n groot taak, onmoontlike toets of eksamen. Moenie bang wees nie. Ons word so gou bang, so maklik bang. Wat as ek dop? Wat as ek die jaar weer moet oordoen? Wat as ek nie kan deurkom nie? Wat as ek nie slim genoeg is nie? Wat as? Die ou mense altyd gesê, as is verbrande hout. Moenie bang wees nie, want ek, die Here draai jou. Want ek, die Here jou God, is by jou. God is by julle. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie. Ons gaan 'n paar hoofstukke verder, 'n boek verder in die Rigters. Baie van ons lees maar vlugtig deur die Rigters, maar Rigters 6 vers 16 kry Gideon, een van die rigters, een van die mense wat die volk moes gaan lei het. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon was 'n baie interessante karakter. Ons ontmoet hom waar hy besig is om weg te kruip, in die geheim, in 'n skeur omtrent, in 'n grot, is hy besig om koring te dors. Die Midianiete was soveel dat hulle so springkane oor Israel gekom het. Hulle het alles opgeëet wat hulle kon opeet. Hulle het niks oorgelaat, niks agtergelaat nie, maar Gideon kry dit reg om op 'n geheime plek 'n paar stukkies koring aan die gang te hou, en hierdie koring gaan dors hy eintlik in die geheim. Iets om van te oorleef in hierdie oorweldigende omstandighede. En dan roep God hom. Jy wat wegkruip vir die Midianiete, kom hier. Jy moet gaan oorlog voer teen hulle. En Gideon het baie verskonings en Gideon vra tekens. Maar Gideon gaan. Want Gideon weet God is by hom. Ek wil nie vra steek hande op wie van julle wou wegkruip in julle lewens nie. Maar ons almal wou. Eerens gaan dit so sleg. Eerens is daar soveel uitdagings. Eerens is daar soveel take en toetse en werk en boeke dat 'n mens wil net alles in 'n kas gooi en gaan wegkruip. Wegkruip van die lewe. Wegkruip van studies. Wegkruip van die werk. Jouself toesluit in die badkamer en net wegkruip. Juist daar kry die Here ons en hy sê vir ons, ek sal by jou wees.
tot op Here, tot sover, kon elkeen van hierdie persone doen, waarvoor die Here hulle gestuur het om te doen. Elke uitdaging, elke oorlog, elke stryd, kon hulle doen, want God was getrou in sy belofte. Hy was by hulle gewees. Nou kom ons by die mooi. Psalm 23 vers 4. Psalm 23 dalk baie van ons 'n gunsteling psalm. En hier sê Dawid in vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, ou vertaling, selfs al gaan ek deur die doodskaduwee, die dal van dood, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Dawid gaan nog 'n trappie verder. God is nie net by my nie, God dra my. Julle sal beleef in hierdie eksamen hoe die Here julle in sy hande dra. En julle kan terugkyk en sê, ek het deur donker dieptes gegaan. Ek het nie nodig gehad om bang te wees nie, want God was by my. In sy hande was ek veilig. Ons lees dan ook in Psalm 46 vers 8 en dan vers 12. Hierdie een is 'n lied, werklik waar 'n lied wat gesing is, 'n lied wat die Koragiete dan nou gesing het, 'n groepering. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting, sê laat. Laat dit so wees. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. As jy dalk geslaap het tot nou toe, as jy dalk een keer gemis het, hier word dit 2 keer in hierdie Psalm gesê, God is by ons. Interessant genoeg, terugverwysend na Jakob, Jakob wat ook die belofte gekry het, ek is by jou. Vanaand kry ons die belofte, God is by ons. Jesaja 7 vers 14 maak 'n voorspelling, 'n toekomsverwagting rakende Jesus. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Immanuel, jy het al ooit van daardie woord gehoor? Immanuel beteken God met ons. Jesaja skryf en hy sê dat daar sal iemand wees. En hierdie vrou, 'n jong vrou, sal 'n kind in die wêreld bring, 'n seun in die wêreld bring. En hierdie seun sal wees God met ons. En wanneer Jesus gebore word, dan is hy die uitvoering van hierdie belofte. Byna 1000 jaar later. Hierdie belofte staan vas deur alle tyd. Jesaja sê later in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Jesaja doen hierdie belofte, skryf hierdie belofte neer, in 'n tyd waarin die volk in ballingskap is. As ons teruggaan in Israel se geskiedenis, dan kom daar 'n tyd wanneer Babel optrek teenoor hulle en die hele stad verwoes. Die hele Jerusalem, die hele land. En dan die mense wat kennis het, almal wat kan werk en kan bydra, word weggevoer. Hulle is ballinge, gevangene. En as gevangenes kry hulle hierdie belofte, moenie bang wees nie. Voel julle vasgevang in die eksamen? Voel julle dalk soos krygsgevangenes, gevangenes van 'n oorlog? Die Here sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Hierdie belofte word mooi omskryf hier, moenie bekommerd wees nie. Dit help tog nie om bekommerd te wees nie. Ek is jou God. God is groter as ons grootste bekommernis. Die Here versterk ons. Hy help ons. Hy hou ons vas. Net 2 hoofstukke verder in Jesaja 43 vers 2 staan daar, as jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere
Hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Hierdie is 'n herinnering aan gebeure wat gebeur het tydens die ballingskap. 3 vriende wat nie gekniel het voor die koning se standbeeld nie. 3 vriende wat in die vuuroond gegooi is. Sadrag, Mesach en Abednego, die vriende van Daniël. Hulle word omskryf in die boek van Daniël. Die koning gooi hulle in die vuuroond en dan sê die koning maar, dit kan nie wees nie. En ons het 3 mense in die vuuroond gegooi nie. Ek sien 4. Het ons hulle nie vasgemaak nie? Die manne daar binne loop los. Hulle loop rond, hulle is nie vasgemaak nie. Maar roep die koning hulle uit en hulle ruik nie eens na rook nie. Hulle klere is nie eens gebrand nie. As jy deur water moet gaan, deur riviere, deur vlamme, moenie bang wees nie. God is by jou. Die eksamen voel dalk soos vloedwaters, maar die Here is by julle. Jy het dalk al bietjie in hierdie semester jou vingers verbrand, dalk 'n taak laat ingegee, dalk nie die beste toetspunte teruggekry nie, maar die Here is by julle. Jeremia, in Jeremia 1 vers 8 lees ons, in die tyd waarin die Here vir Jeremia roep, moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Die Here stuur vir Jeremia en die Here sê vir hom, gaan en wees my woord. Gaan bring my woord aan die volk, aan die volksleiers. En Jeremia sê, ek is te jong. Here, ek kan nie gaan nie, ek is te jong. Here sê vir hom, moenie vir hulle wat meer weet as jy, hulle wat groter as jy, hulle wat ouer as jy is nie, moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sê dit in groot versigtigheid, maar moenie vir jou professore bang wees nie. Jy is dalk self oor 10 jaar 'n professor. Moenie vir 'n dosent bang wees nie. Die Here is by jou. Net 'n paar verse later, Jeremia 1 vers 19 lees ons, hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Het julle al ooit gevoel asof daar 'n oorlog gevoer word teen jou? Het julle al ooit gevoel asof die universiteit en die druk en finansies en studies en akademie en alles, dalk selfs die koshuis, 'n oorlog voer teen jou, dalk selfs jou eie gesondheid? Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie. Hulle sal jou nie onderkry nie, want ek is by jou, sê God. In ons eie lewens mag ons dit weet, God is by ons. Sefanja is een van die klein profete. Sefanja is een van die profete boeke wat baie van ons nie eens weet in die Bybel is nie. Daar reg agter in die Ou Testament. Sefanja 3 vers 17. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat jou red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Hier kom 'n stuk blydskap van die Here na vore. Die Here is by ons, maar hy is nie stil en teruggetrokke by ons nie. Hy is 'n krygsman, hy veg saam met ons, hy veg vir ons. Maar hy het ook vreugde. Vreugde, stil tevrede, jubel en juig oor elkeen van julle, oor elkeen van ons. God jubel en juig oor julle. Die Here is bly oor julle. Die Here is gevul met vreugde en blydskap oor elkeen van julle. En as jy nou daar sit en sê, dit kan nie wees nie, dan lees Sefanja 3 vers 17. Dan skryf dit op jou deurkusyn en jou yskas se deur, gaan merk die vers, want maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, die Here jubel en juig oor jou. Dan die laaste een uit die Ou Testament.
En daar's bietjie minder in die Nuwe Testament. Haggai 1 vers 13 en 2 vers 4. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. Maar nou, Serubabel, skep moed, sê die Here, en jy, Yeshua, seun van Josadak, hoëpriester, skep moed. En julle almal, burgers van die land, skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. So 2 preke terug. Nehemia wat die mure moes opbou van Jerusalem. Hierdie is na die ballingskap. Die volk wat terugkom en die mure, die stad, die tempel, hulle huise, alles weer van vooraf moet opbou. Jy al ooit oor die rommel in jou eie lewe geval? Jy al ooit gevoel, ek moet nog 'n vak oordoen, of ek moet weer hierdie toets doen, of ek het 'n en ek is soveel stukkies, en die stukkies lê in my pad, en ek kan net nie meer nie. Dit is hoe hierdie mense gevoel het. En Haggai kom, en hy bring vir hulle die boodskap, skep moed. Waar kan ons moed skep? By God. Want God is by ons. Gaan haal 'n emmer, gaan skep moed, raak opgewonde. Doen die werk. Julle kan, want God is by julle. In die Nuwe Testament, Matteus 1 vers 23, die uitvoering van Jesaja 7 se belofte, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Vir al daardie jare wat Jesus geleef het, ongeveer 30 jaar, toe begin hy met sy openbare optrede, die werk wat ons van lees in die Nuwe Testament, ongeveer 3 jaar. Vir daardie jare was hy werklik, menslik, vleeslik by die mense gewees. Hulle kon hom sien, hulle kon met hom praat, hulle kon met hom redeneer, hulle kon saam met hom eet. Hy was en hy is Immanuel, God by ons. Maar die Nuwe Testament stop nie daar nie. Dit gaan verder en dit beskryf dit so vir ons ook. Matteus 28 vers 20. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hierdie is die laaste vers in die evangelie van Matteus. In die laaste vers, die belangrike afsluiting, gee die Here die belofte vir elkeen van ons. Tot en met die volëinding van die wêreld, totdat die wêreld ophou bestaan, sal God by ons wees. Ons is in die Pinkstertyd. Deur middel van die Heilige Gees is God by elkeen van ons. Johannes 14 vers 18. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. God is by julle. Meer as dit, julle is veilig in die hande van die Here. Hy self hou julle vas. Meer as dit, God is in elkeen van ons. Iemand wat by jou is, kan dalk nog 'n tree agterraak. Maar Jesus, deur middel van die Gees, is in ons. Hy's altyd by ons. Hy is in ons. En ons is in hom. Wonderlik om te dink dit gaan weerskante toe. Nie net in een rigting nie. Handelinge 18 vers 9 tot 10. Een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê: Moenie bang wees nie. Hou aan met preek. Moenie stil bly nie, want ek is by jou. Niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Paulus, die groot prediker, die groot sendeling, selfs Paulus kry die belofte, God is by hom. In hierdie stad, Korinthe, en in Korinthe het Paulus 4 briewe geskryf, waarvan ons 2 briewe in die Bybel het. 2 briewe het verlore gegaan. Maar in Korinthe
is jy veilig. Doen die werk. Ek is by jou. Ons tweede laaste een, Hebreërs 13 vers 5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Hebreërs het 'n ander hoek, 'n ander inval. Moenie geldgierig wees nie. Moenie so besig raak met die dinge van die wêreld dat jy mis, God is by jou. Moenie so besig raak met jou studies, dat jy vergeet, God is by jou. Moenie so besig raak in jou werk, dat jy vergeet, God is by jou. Laat ons hele lewe getuig daarvan, dat God is by ons. Dan die laaste een. En ek weet daar is nog verse in die Bybel. Ek het hulle net gemis. Daar is definitief nog. 1 Johannes 4 vers 16. En ons ken die liefde wat God vir ons het. En ons glo daarin. God is liefde. Wie in liefde bly, bly in God. En God bly in hom. Hierdie vers sluit aan by die 10 gebooie, die opsomming van die wet. Wees lief vir God en wees lief vir jou naaste. Hoe weet ons van mekaar dat ons in Jesus bly en Jesus in ons bly? Deur liefde uit te leef. Deur om God se liefde uit te leef, gee ons erkenning daaraan. Ek verstaan, ek weet, ek besef, God is by my. So mag ons altyd, as gemeente, as vriende, as gelowiges, weet, God is by ons. Ek wil graag vra, kom ons kyk na die laaste prentjie. Hierdie prentjie is gemaak deur ChatGPT. Dit is AI se voorstelling van saam met Jesus loop. En ek wil julle laat met hierdie prent. Elke jong man met die wete, Jesus is by my. Elke jong dame met die wete, Jesus is by my. Maar wanneer ek na hierdie foto kyk, is dit nie 'n donker foto nie. Dis 'n foto met lig, met werklik die lig en die liefde en die lewe van die Here wat by ons is. Wanneer ek na die mense in hierdie foto kyk, dan is dit nie mense wat 'n klomp bagasie saam met hulle dra en vasgevall is in materialisme nie. Dis mense wat weet, Jesus is by hulle. Mag ons elkeen met hierdie foto in ons harte deur die eksamen gaan. Mag ons elkeen met hierdie foto deur ons lewens gaan. Stel jouself voor in die foto, besig om te loop saam met Jesus. Want glo my en glo die woord van God. God is by julle. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het soveel uitdagings, ons het soveel keer wat ons wonder of ons dit kan doen, of ons sterk genoeg is, of ons goed genoeg is. Maar Here, dankie dat U aan elkeen van ons die belofte gee. U is by ons. Maar Here, meer as dit, dankie dat dit nie 'n kwaai of 'n streng of 'n aggressiewe belofte is nie. Dankie dat dit 'n belofte is in liefde, in vreugde en vrede. Dankie dat U by ons is en dat U jubel en juig oor ons. Selfs in ons grootste foute en ons grootste uitdagings. Dankie dat U by ons is as krygsman wat vir ons en saam met ons beklei teen alles wat teen ons is. Dankie dat U vir ons is. En so bid ons vanaand, Here, wees saam met elke student, wees saam met elkeen van ons. En laat ons altyd besef en weet, U is by ons. Ons bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ons sing dan ook ons slotsang, ons sing Gesang 509 vers 1 en 4.